Gemeente, baie welkom by hierdie uitsending. Ons is dankbaar dat u tyd maak, tyd uitkoop om die Here te dien, dat u tyd uitkoop om saam met ons te luister na die woord van die Here. Dalk net 'n paar afkondigings, net baie geluk aan Wilma wat hierdie week verjaar. Ons bid die seën van die Here op jou toe. En dan bid ons vir hulle wat siek raak, vir hulle wat siek is. Jy ken die lys, ek kan die afkondigingsblaadjie op Facebook sien. Ons vra dat asseblief sal bid vir daardie mense. En dan net ook sal dink aan hulle wat die werke en wat in hierdie tyd swaar kry, baie plekke wat toemaak, mense wat afgedank word. So ons vra asseblief u voorbring dat die kinders van die Here op hulle knieë sal bly vir mekaar. Die woord van die Here sê vir ons, hierin sal ek weet dat julle my ken. Julle liefde onder mekaar. So mag ons 'n liefde onder mekaar hê. Mag u die Here Jesus lief het met alles wat in u is. Baie dankie. Die woord van die Here saam op te maak by Eksodus hoofstuk 3. Eksodus hoofstuk 3 gaan ons saam lees, maar voordat ons lees, kom ons buig net die hoofde. Baie dankie Here Jesus dat ons vanmôre 'n aanbiddelike God, 'n driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees kan aanbid. U Vader wat gesê het, ek stuur my enigste seun, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gegee het. Here Jesus, u het gesê, ek lê my lewe af vir die skape. En Heilige Gees, u kom woon binne in ons om ons te vertroos en ons te lei in die volle waarheid en ons aanbid u daarvoor. Kom dan in hierdie dag en besoek ons deur u woord. Ja, ons as gemeente bid saam vir hulle wat in nood is. Ons bid vir die wêreld wat in pyn lê. En ek vra Here dan dat u dan op 'n besondere wyse ook vanmôre met die woord van die Here tot ons harte sal spreek en u daardeur verhoog. Amen. Ons lees Eksodus 3 vanaf vers 1. En Moses het kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian. En toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God, by Horeb. Daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê, laat ek tog nader gaan en hier die groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. Toe die Here sien dat hy nuuskierig nader kom, roep God uit die doringbos en sê, Moses, Moses, en hy antwoord hom, hier is ek. En hy sê, moenie nader kom nie. Trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilige grond. Heilige grond, nou hierdie woord, hierdie vers 3 vers 5, staan bekend as die teks van oordenking van Genesis, Eksodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium, die 5 boeke van Moses. So by hierdie geleentheid, dit was by hierdie geleentheid dat God met Moses gepraat het. God sê vir hom in vers 12 en hy antwoord, ek sal met jou wees. Ek sal met jou wees. En dit sal vir jou 'n teken wees dat ek jou gestuur het. As jy die volk uit Egipte uitgelei het, sal jy op hierdie berg God dien. En Moses gaan toe aan en hy vra vir die Here, hoe is sy naam? Wie sal ek stuur? Wie sal ek sê het met my gepraat? En in vers 14, en God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Toe sê God verder vir Moses, dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel. Die Here, die God van julle vaders, die God van Abraham, Isak en Jakob, het my na julle gestuur. Dit is my naam vir ewig. En dit is my gedenknaam van geslag tot geslag. Dit is my naam en dit is my gedenknaam van geslag tot geslag.
Nou mee te begin, wil ek vir 'n paar vrae vra en dalk praat oor dit wat aangaan in die wêreld. Tans, die hartseer wat daar is, hoeveel mense het nie eers kans om by 'n graf te gaan staan nie, van grafte wat gegrawe word, en mense word begrawe sonder geliefdes. Kan u dink aan die hartseer wat daar vandag is oor hierdie wêreld? Van die 7 biljoen mense wat in hartseer verkeer. Kan u dink aan hulle wat werkloos sit in hierdie dag? Kan u dink aan hulle wat die plekke toemaak? Daar is geen inkomste meer nie. Daar is hoeveel mense wat vanaand sonder inkomste, daar is hoeveel mense wat vanaand paniekerig is oor dit wat voor lê. Mense wat in bekommernis lewe. Kan u vanaand dink hoeveel verwoesting is daar op hierdie aarde? Ons hoor van plunderye wat weer aangaan. Kan u dink hoe groot onsekerheid is daar vanaand, vandag, in die hart van die mens op hierdie aarde? Hier in die middel van April, kan u dink hoe groot is die onsekerheid? Hoe lank gaan hierdie tyd duur? Hoe lank gaan hierdie lockdown wees? Hoe lank gaan ons in isolasie moet sit? Die onsekerheid in die harte van die mens. As ons kyk na hoe oorlog dreig, Iran en Amerika is besig om mekaar te druk. As u op TV7 gaan kyk, in hierdie week hoe Iran en Amerika se skepe wat langs mekaar staan, om seker te maak die een gaan nie oor die ander een nie, om te kyk dat hulle in daardie grens bly. Hoe die Irane begin druk het, en hoe daar vir 'n hele tyd lank hierdie week, hoe helikopters opgestyg het, vliegtuie opgestyg het, hoe hulle hierdie week reggemaak het, vir as Iran iets probeer om oorlog te voer. As ons dink aan dit waarmee China besig is. China, dink ons klaar en half herstel van hierdie coronavirus, terwyl daar nog baie sterftes en goed aangaan, dinge wat onder die radar gebeur, wil ek vir u sê dat China was hierdie week besig met oefening, lugoefeninge, met die vliegtuie. Hulle het hierdie week, het hulle begin gereed maak vir oorlog. Vir wat se oorlog? Hoekom is China besig ewe skielik met oorlog maak? Of gereed kry vir 'n oorlog, asof daar iets is wat ons nie weet, wat ons nie weet nie. Israel word bedreig van binne in homself met die verkiesingsstories, van buite af word hulle bedreig, deur die pessiekte word hulle bedreig, en die Here sê let op die vyeboom as hy bot. Rusland soek beheer oor die wêreld. Rusland is besig om baie arrogant te raak in die tyd waarin ons lewe. Iran word aggressief. Deur hierdie corona raak hulle aggressief om nou op te tree en lande in te vat wat hulle soek. 2.25 miljoen mense is positief getoets met die coronavirus in die wêreld. 254.000 sterftes. 154.000 sterftes. Reeds. Dode staan op 21% van hulle wat geïnfekteer word, sterf dan. Suid-Afrika 2783 is geaffekteer deur hierdie virus. In Suid-Afrika 2700. 900 het gesond geword. Daar is reeds 50 dood. Alles spin uit mekaar uit. Die wêreld spin uit mekaar uit. As ons so kyk na al hierdie goed en dit is so negatief. En u weet hoe is u hart vandag voor die Here. U weet hoe is u die angs hier binne. U weet hoe is die benoudheid. Wat gaan gebeur? Die onsekerheid en alles wat druk. Dan wil ek u terugbring na die woorde wat die Here hier vir Moses gesê het. Onthou, Moses is weg uit Egipte uit gevlieg, omdat hy daar die man doodgeslaan het, daar weggevlug. Vir hom vrou gevind daar in die woestyn. Skoonpa Jethro, wat hom dan inneem, nooi aan skape oppas daar in die woestyn, vir 40 jaar lank. Leef hy daar en op 'n dag ontmoet die Here hom daar en hy is nuuskierig en hy gaan nader want hierdie doringbos brand en hy brand nie uit nie. En die Here praat vanuit die doringbos en sê trek die skoene van jou voete af want jy's nou in my teenwoordigheid. Hy trek sy skoene af en hy gaan buig daar voor die Here neer. En die Here sê vir hom ek is met jou.
Vers 12, ek sal met jou wees. Kinders van die Here, as u vandag waarlik weer gebore is, ek wil vandag juist met u praat, u wat gered is, u wat weergebore is, u wat die Here ken. Die Here sê vir jou, kind van die Here, ek sal met jou wees. Ek sal met jou wees. En dit sal vir jou 'n teken wees, dat ek met jou sal wees. Dan sê hy, my naam, my gedenknaam, wat vir ewig tot ewig is. En hierdie gedenknaam is, ek is wat ek is. Ek is wat ek is, het dit gespreek. Daar is sekere vertaling wat sê, wat het so vertaal, ek is wat ek doen. Ek is wat ek doen. Daar staan in Romeine 1 vers 18 tot 20, die toorn van God word van die hemel afgeopenbaar oor die goddeloosheid, ongeregtigheid van die mens, wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk, maar hulle het hom deurken, deur sy werke, deur sy majesteit, deur dit wat God doen, het hulle hom ontmoet. Want God het gesê, ek het aan alle mense verskyn, deur dit wat hy doen. En hy sê, ek is wat ek is wat ek doen. Hy is wat hy is. Dit wat hy was 2000 jaar terug, is presies dieselfde wat hy vandag nog is. Hy is wat hy is. Hy is die een wat in Genesis 1 vers 14 gesê het, laat daar ligte aan die uitspansel wees. Laat daar lig. En daar is die son en die maan. Hoe baie moeite was dit vir hom? Laat daar lig. Hy spreek dit in lewe in, want hy is God. En daarom kan hy dit doen. Ek is wat ek doen. Dat aan my werke alles bekend sal word. Wie is hy? Moses praat met die Here hier aan die einde van Exodus. Moses praat met die Here en sê, ag Here, toon my U. Exodus 33 vers 18. Wys my net met wie het ek te doen. Wys my net hoe U is, hoe groot U is. Vers 18. Daarop vra hy, laat my tog U heerlikheid sien. Ag Here, laat my nog net U heerlikheid sien, dat ek kan weet, U is groot genoeg om te kyk na ons wat in moeilike omstandighede sit. Soos Moses wat gesê het, hoe gaan ek? Ou wat nie eens kan praat nie, die volk uitlei. Here, gaan U met my wees in hierdie tyd? Here, ek gaan nou hel deur, is U met my? En die Here gee sy naam as 'n belofte, dat hy is met Moses. En wie is hy? Moses sê dan, toon my U. Dan sê die Here vir hom, in hoofstuk 34, en die Here het neergedaal, in die wolk en daar by hom gestaan, en hy het die naam van die Here uitgeroep. En toe die Here by hom verbygaan, het hy geroep, Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedigheid en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. Van die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders, aan die kindskinders, aan die derde en vierde geslag van die wat my haat, sê hy. In Exodus 20. Toe het Moses hom gou na die aarde toe gebuig en neergeval. So hy het met sy gesig, omdat die heerlikheid van die Here daar was, omdat hy vir die Here vra, ag Here, ek het nie naam, maar wys my wees, U wys my grootheid, en toe die Here in sy teenwoordigheid inkom, toe begin hy te roep, groot genade, goedertierenheid, van trou en heerlikheid. Dit is wat hy gedoen het. Job dieselfde, in Job 11 vers 7. Preek Job voor die Here, die grootheid van die Here. In Jesaja 44 vers 6, sê die Here, ek is die Alpha en die Omega, die begin en die einde. Ook in Openbaring 1 vers 17, daar dieselfde woorde, ek is die Alpha, ek is die begin, ek is die einde, sê die Here. En die Here verskyn aan
Johannes, daar in Openbaring. En nou kan u dink, dit is die Johannes wat aan die bors van die Here Jesus gelê het. So naby het hierdie Johannes aan hom gekom, dat Johannes het gelê op die bors van Jesus. So naby kon hy aan die Here Jesus kom in sy menslikheid. En in Openbaring 1 vers 17, toe hierdie selfde Johannes God sien, wat gebeur met hom? Bybel sê in vers 17, toe val Johannes soos 'n dooie. Natuurlik op sy aangesig, val hy soos 'n dooie voor die Here. Daar dieselfde man, wat op die bors van Jesus kon lê, en toe die Here Jesus verskyn in al sy heerlikheid, en al sy mag en krag en glorie, toe word daar dieselfde Johannes soos 'n dooie aan sy voete. Selfs met Moses. Dis so groot hier die Here is. Die Here Jesus vra vir hulle, wat sê die mense? Wie is ek? En Petrus hulle antwoord, Here, sommige sê, u is Johannes die Doper, ander sê, u is Elia of een van die profete. En Jesus sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En hulle antwoord, Petrus sê, Here, u is die Christus. U is die Seun van die lewende God, in Matteus 16 vers 18. En hy besef, die Here is die Seun van God, en hy sê, Petrus, salig is jy Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is, het my aan jou geopenbaar. My Vader het my aan jou geopenbaar, daarom kan jy sien wie ek is. Kom ons kyk na wie hy is. Daardie naam wat hy homself toedig, wat God homself toedig in Johannes, in Exodus, dig hy homself toe in Johannes ook. In Johannes kom dit 'n paar keer na vore, hierdie woord, hierdie selfde woord, ek is, nou wat maak hierdie woord so besonder, wat die Here Jesus homself toedig, die woord wat Moses gehoor het, die naam van God ek is, wat ek is die woorde ego eimi, ek is. Dis die woord ego eimi. Nou ego in die Griekse taal is die woord ek is. En die woord eimi is ek is. En elke keer gebruik jy daai woorde saam, ego eimi, dan weet ons hy praat van daardie titel. Presies dieselfde in die Griekse Ou Testament, in Exodus 5. Ego eimi. So elke keer wanneer die Here Jesus dan hierdie woorde sit, sê hy nie ego, wat beteken ek is dit nie, maar hy sê die woorde ego eimi. Ek is wat ek is. Ek is wat ek is. Ons lees die eerste in Johannes 6 vers 35. Johannes 6 vers 35 sê Jesus, en Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Ek is die brood van die lewe. Ek is. En ek is eintlik die water ook, want hy sê jy sal nooit weer dors kry nie. Kom ons kyk eers na hierdie gedagte, ek is die brood van die lewe. Vooraf sien ons in vers 30, dat hulle sê vir hom, watter teken doen u, sodat ons kan sien en u glo? Wat werk u? Ons vaders het manna uit die woestyn geëet. Soos geskrywe, hy het die brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. So u is tog nie groter as ons vader Moses of Abraham, wat vir ons hierdie brood, hierdie manna uit die hemel gegee nie. En die Here Jesus sê die volgende, ek is die brood van die lewe, ek is die een wat uit die hemel neergedaal het. Presies dieselfde soos die manna. Ek is die brood wat uit die hemel neergedaal het, maar ek is nie die brood wat uit die hemel neergedaal het, maar is ook die brood wat weer opvaar na die hemel toe. Hy is die brood, hy is die brood van die lewe, is enigste ding wat 'n mens kan versadig.
Jesus is die brood. En as u honger het, gaan na hom toe. Hy is die brood van die lewe. En hy waarborg ons in hierdie vers, dat ons sal nooit weer honger kry nie. As ons eet van hom. So waaroor gaan hierdie woord ek is? Dit gaan oor nie dit wat hy besit nie. Jesus besit nie liefde nie. Jesus besit nie heiligheid nie. Jesus besit nie brood nie. Hy is dit. Hy is. Die woord sê in Johannes, God is liefde. Nie God besit liefde nie. God het iets nie. God is dit. God is liefde. God is, ek is die brood van die lewe. Laat my dink aan 'n verhaal van twee kindertjies, jong ouderdom, hier 'n seentjie van 3 en 'n meisiekind van 5. Sy ouers weg is en ons in die kinderhuis. En daar kom twee mense groot mense wat hierdie twee kindertjies, die seentjie en die dogtertjie wil aanneem as hulle eie. En hulle neem daar die kindertjies aan en hulle hoor dat daai kindertjies huil elke nag van hulle lewe. Hulle gaan troos, hulle gaan lê by hulle, daai ouers wat hierdie kinders aangeneem het, probeer alles in hulle vermoë om daar die kindertjies te laat ophou huil, gee vir hulle speelgoed, gee vir hulle alles. Maar hulle kry dit nie reg, daai seentjie van 3 jaar oud en daai meisiekind van 5 jaar oud. Die nagte nie huil nie. En een aand toe eet hulle 'n broodjie en sy sal vir hulle ook 'n broodjie gaan gee. Sy gaan gee vir hulle die broodjie en hoor sy dat die kinders sou ophuil. Tot die volgende oggend toe die kinders opgehou huil, het nog steeds maar daai stukkie broodjie in hulle hand. En toe die volgende dag toe eet die kinders, daai nag weer die kinders huil. Die vrou gee vir die kinders 'n broodjie en hou die kinders ophuil. Tot die volgende oggend toe en hulle eet die broodjie. En hulle kom agter dat die kinders het baie keer sonder kos gaan slaap. Maar daar die sekuriteit van die broodjie het hulle gemaak, het hulle nie gehuil het nie, want hulle het geweet, hulle het 'n broodjie vir die volgende dag. So was daai kinders gebreek. As hulle net 'n broodjie kon hê vir die nag. Ek wil vandag vir u sê, die Here Jesus is die brood van die lewe. Hy is die brood van die lewe. Kom ons gaan na hom toe. Hy is die manna wat uitgedaal het en wat neergedaal het en weer opgevaar het. In Johannes 4 vers 25 tot 26 sê die Here Jesus vir die vrou by die put, as jy vir my vra van die water wat ek jou sal gee, wat ek jou sal gee, want hy sê hier, ek is die brood van die lewe en ook die water, want as julle daarvan drink, sal julle nooit weer dors kry nie. En hy sê vir die vrou by die put, as jy van daai water drink, gaan jy weer dors kry, maar as jy drink van die water wat ek jou sal gee, sal jy in ewigheid nooit meer dors kry nie, maar dit sal word in jou binneste water wat opborrel tot in die ewige lewe. Was jy al so dors, lippe droog, dat jy nie kan sluk nie, so droog is jou keel. Jy smag nou net ietsie om nat te maak. Dink aan daardie man wat in die voorportaal van die hel is, daar in die doderyk, en hy vra vir Abraham, ag, laat Lazarus tog net sy vinger in water steek en my tong net aanraak. Want ek ly smart in hierdie vlamme. Daai man het geweet, daai man weet wat is dit om dors te wees. En die Here Jesus sê vir daai vrou, kom na my toe. Ek sal jou dors les. Die water wat ek jou sal gee, sal in jou binneste spring. Fontein van lewende water, het u dors. In hierdie tyd het u smag, soos 'n hert wat dors na water is, omdat hulle daar die bokke geskiet het, en daai bok begin bloei het, en hoe daai bok begin dors geraak het, soos hy gehardloop het, en wanneer hy net in water gekom het, dan het hy opgehou bloei, en dan het hy gedrink, en dan het hy weer kans gesien, vir die dag, weer om aan te gaan, weer om weg te hardloop, vir daar die jagters, is u soos daar die hert wat smag, wat dors na water, na die lewende water. Dan wil ek vir u sê, gaan na die Here Jesus toe. Daar is baie seer, daar is baie pyn in die tyd waarin ons lewe. Daar is baie omstandighede, en die Here het gesê in Matteus 24, ek sê dit vir julle vooruit, dat daar kom swaar tye. Ons dink dis nou swaar. Die Here sê dis die begin van die smarte. Daar kom baie erge tye wat voor lê.
dat hy sê, daar gaan 'n tyd wees vir wanneer die Jode gaan moet vlug, en hulle beter bid, dat het nie in die winter moet plaasvind nie. As die Here die dae nie verkort nie, in Openbaring 6, duidelik, dat die Here gaan die dae verkort, hoekom? Want 'n kwart van die son gaan uitbrand, as ek reg is, en daarom gaan daar net 2/3 lig wees. So die dae gaan op so 'n manier verkort wees. En hy sê, dan gaan hulle na die berge moet vlug, en hy sê, wie die vroue wat baar in daai tyd. Wie die vrouens wat daar op die weg, hulle wat hardloop na die berge toe, vlug vir hulle lewe, gaan nog moet baar ook. So daar kom swaar tye, volgens die woord van die Here. Hy sê 'n verdrukking, soos daar van die begin van die wêreld af, tot nou toe nie gewees nie, en daar kom swaar tye. Hierdie is maar die begin. En as u die Here Jesus nie gaan hê nie, as u nie dors gaan lees met hom nie, u moet nou al leer om na die Here toe te gaan, dat hy u dors sal lees. En daai vrou by die put sê, Here, geef my van daai water. Here, geef my van daai water. Ag, sal u ook vandag vir die Here sê, Here, geef my van daai water, geef my van daai rus. Verkoop my, Here, met u self. Want u is die water van die lewe. U is die brood van die lewe. Dan verder die derde gedagte in Johannes 10. Verskoon, Johannes 10, vers 9. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind, om uit te gaan en in te gaan deur hierdie deur, die ding wat tussen ons en die heerlikheid staan, om uit te gaan en in te gaan, daar buite te kan gaan geniet. En hy sê, ek is die deur. In vers 10 sê hy, ek is die herder. Nie net die deur nie, maar ek is die deur. Ek is die weg. Johannes 4 vers 6, 14 vers 6 sê, ek is die weg. Ek is die pad. Ek is daar die noupoort. Ek is dit. Nie ek besit dit of daar is die weg, of daai kerk of daai predikant nie. Hy sê nie, ek is die weg. Ek is die weg. Waarop jy moet wandel, sê die Here Jesus. Ek is dit. Ek is die pad. Ek is die noupoort wat lei na die ewige lewe. Ek is dit. En as ons gered is dan, en ons het daar die kosteberekening gedoen, en die Here het ons gewederbaar en ons lewe nuut gemaak, en ons het gesien hoe die sonde afgeval het, en ons weet wat het gekos het om in te gaan deur daardie noupoort, dan het ons al klaar iets van die Here Jesus gesmaak, van sy weg. En dan kom hy nou weer hier en hy sê, ek is die deur. Ek is die weg tot saligheid. Romeine 5 vers 1 en 2. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof toegang verkry het tot 'n genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God, want ons het deur daardie deur gegaan, deur wie ons ook deur geloof. Die Here Jesus is daardie deur, hy is die een, en daar is geen ander nie. Hy sê, daar is geen weg tot die Vader nie, behalwe deur my. Ons weet daar gaan 'n tyd kom wanneer daar vervolging gaan begin, as mens daar die uitlating maak, want ons meen dan dat die moslems gaan hulle oë in die hel oopmaak, ja. Die boeddhiste gaan hulle oë in die hel, ja. Die Jehovah getuies, ja, hulle gaan hulle oë in die hel oopmaak. Mormone, ja, want die Here Jesus is die enigste weg, en die waarheid, en die lewe, hy is die weg, hy is die pad, hy sê, ek is die deur van die skape, en by my, deur my kan julle uitgaan, en ingaan. En dan lees ons in vers 10, tot 11, tot 21, Jesus sê, die dief het gekom om te steel, en te slag, en te verwoes. Ek het gekom, dat julle 'n lewe
en oorvloed kan hê. Steeds in die tyd waar ons lewe, nie dat dit gaan oor besittings. En ons soek God nie, sodat dit met ons sal goed gaan nie. Ons gaan vanaand daaroor praat. Om God te soek, dat dit met jou kan goed gaan. Die Here Jesus sê, 'n huurling vers 11, ek is, ego eimi, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe vir die skaap af. Hy het sy lewe vir ons afgelê. Hy sê maar 'n huurling vers 12, 'n huurling as hy die vyand sien kom, dan sal hy wegvlug. Hy sal wegvlug. Want hy gee nie om vir die skape nie. Beteken dit dat die skape nie deur moeilike tye gaan nie? Nee, dis nie wat hier staan nie. Hy sê hier, al gaan ons deur 'n dal van doodskaduwee, juis Psalm 23, wat gaan oor 'n herder en skape. Die Here is my herder. Niks ontbreek nie. Ek kom niks kort nie, want ek het die Here as my herder. Al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, so hy sê ons gaan deur 'n dal van doodskaduwee gaan, maar die verskil is, ek is met julle, want hy sê soos 'n huurling wat sal weghardloop as die vyand kom nie. Nee, die Here Jesus is soos 'n herder. Want u stok en u staf vertroos my. Mag die stok en die staf van die Here Jesus u vertroos. Mag u die Here Jesus sê en dit vir u genoeg wees. Ja, al verloor u dalk u huis, al verloor u dalk u kar, al verloor u dalk baie ander goeders, solank jy die Here Jesus het. En hy beloof, ek is die herder, sê die Here Jesus. Ek is, ego eimi. Ek is wat ek is. Ek is 'n herder. Ek is die herder wat kyk na my skape. En ek sal met hulle wees. Beteken nie dat hulle nie aanslag gaan kry nie. Beteken nie dat daar gaan moeilike omstandighede kom nie, maar dat ek is met julle. Dan Eksodus 14:14, julle moet stil wees. Ek sal vir julle stry. Hoeveel keer het ek al gesien kinders van die Here probeer vir hulself deure oopskop. Maar dan kom die Here en sê, wees stil. Wees net stil. Ek is met julle. Want ek is die goeie herder. En die herder ken sy skape se naam. Hy ken sy skape se stem en hulle ken syne. Snaaks genoeg in die tyd waarin ons lewe dat baie mense ken nie die herder se stem nie. Baie mense ken predikante se stemme. Baie mense gaan agter lerings en dwalings aan. Maar in die naam van die Here Jesus, dan wonder ek, het hulle dan nog nooit Jesus se stem gehoor? Ken hulle nie, kan hulle nie onderskei as Jesus praat, en as die Satan praat nie. Ons weet dat daar die herders het, hulle almal se skape in een kraal ingejaag, en die deur toegemaak. En dan die môre het die herder daar gekom en hy het geroep, of sy dingetjie gefluit, en dan het net sy skape agter hom aangekom, want hulle ken sy stem. As dit moeilik raak in hierdie lewe, wil ek vir u vra, of ken u die stem van die Here Jesus? Want dit gaan op 'n punt kom waarop dit swaar gaan. En dan as ons die Here Jesus se stem nie gaan ken nie, gaan ons hom verwar met die Satan se stem. Mag ons in sensitief wees, om in te luister op die woord van die Here Jesus, om sy stem te gaan hoor, want hy is die herder. Hy is die goeie herder. En dan die volgende punt 6, Johannes 8 vers 12. In Johannes 8 vers 12. En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. So nou kom die Here Jesus dan in hierdie gedeelte en hy sê, ego eimi, 6de keer, ek is die lig. Kan hy dink daar in Genesis 1 vers 3, staan die woorde daar en God het gesê, laat daar lig wees. Vers 14 het hy gesê,
In vers 3 het hy dit gesê. Vers 3, het daar nie 'n son verskyn nie. Hy het homself beklee met lig. Ons lees in Openbaring, dat daar gaan nie 'n son of 'n maan wees nie, want Jesus self gaan die lig wees, want hy is lig. Ons weet van Moses wat in Jesus se teenwoordigheid was, dat sy heerlikheid het afgegee op hom, dat toe hy die volk sien in sy gesig geblink, want Jesus is lig. Hy sê, ek is die lig, daar is geen duisternis in my nie, daar is geen leuen in die Here Jesus nie. Hy vertraag nie sy beloftes, so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig en wil nie dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal gered moet word. Hy vertraag nie sy beloftes nie, hy is geen mens dat hy sou lieg nie, geen mensekind dat het hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, sou hy iets spreek en dit nie waar maak nie, nee, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid, want hy is die lig. En daar is 'n ou wat vir 'n groep mense vra, hier is 'n lemoen, wat se kleur is hy? En die ou sê, hy is oranje. En hy sit die lig af en die pik donker en hy vra vir die ou, wat se kleur is die lemoen nou? En hy sê die lemoen is swart. Die lig maak die verskil. Is die Here Jesus se lig binne in ons? Hy sê, ek is die lig. Ek is die lig. Die verheerliking daar op die berg, toe Moses en Elia daar saam met hom verskyn het, en die Here Jesus het van gedaante verander. Hy het begin skyn, want hy is die lig. Weet julle, ons hoef niks te soek nie. Ons hoef nie na hom toe te gaan. Hy is die lig van die lewe. Hy sê, julle is 'n stad wat bo op 'n berg is, en 'n lig wat bo op 'n berg is, kan nie weggesteek word nie. Mense sit nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n staander en skyn vir almal wat in die lig is, in die huis is. En dan sê hy 'n vers in Matteus 5 vers 12 tot 14, julle is die lig van die wêreld. Julle is die lig van die wêreld. Laat julle ligte so skyn, dat die mense julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. So die mense moet na ons as kinders van die Here kyk, in hierdie tyd wanneer dit so swaar gaan, hulle moet na ons kyk en hulle kan sê, maar daar is 'n lig wat skyn, en dit is nie ons nie, maar dis hy wat binne in ons is, sodat hy verheerlik kan word. Hy is die lig. Hy is die een wat skyn. Hy is die glorie. In Johannes 1 vers 14 staan daar, Johannes 1 vers 12, almal het hom aangeneem het, aan hulle het die mag om kind van God te word, aan hulle wat nie uit vlees gebore is, maar uit God gebore is. En dan skryf Johannes daar, en ons het sy heerlikheid aanskou. 'n Heerlikheid soos van die enige geborene, vol van genade en waarheid, wat van die Vader kom. Ons het sy heerlikheid aanskou. Aanskou in hierdie tyd die heerlikheid van die Here Jesus. In die tyd wanneer dit swaar gaan met jou, wanneer dit goed gaan, is dit maklik om die Here te dien. Maar wanneer dit swaar gaan, die Here steeds lof toe te sing, soos Paulus en Silas daar in die tronk in Timoteus, toe hulle daar in die tronk is, die bloed het by hulle afgeloop, hulle is geslaan met stokke, vasgeboeid, hanteer soos misdadigers. Wat het hulle gedoen? 12 uur middernag, toe hulle moeg was, die bloed loop by hulle af, toe sê die woord van die Here, en hulle het lofliedere gesing, tot eer van die Here. O, mag u lofliedere sing in hierdie tyd, tot eer van die Here, omdat hy dit waarborg is, omdat hy gesê het, ek het jou gedra, en ek sal jou dra tot die bitter einde toe. En dan lees ons Johannes 14. Johannes 14 is 'n kosbare gedeelte, u ken dit. Maar ek wil begin by vers 1, wat opwerk na vers 6 toe. Vers 1 sê die Here Jesus vir hulle, laat julle harte. En ek sê dit vandag vir u as gemeente. Laat julle harte nie ontstel word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het.
Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. En Thomas vra hom, Here, ons weet nie wat is die weg nie, wat is die weg? En Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand gaan na die Vader behalwe deur my nie. Nou gaan hy verder. Hy sê dan vers 6, ek is, ego eimi, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Daar die weg, die waarheid, die lewe. Vers 7, as julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. En van nou af ken julle hom. Jesus sê hier, van nou af, van hierdie oomblik af, ken julle die Vader, omdat julle my gesien het. Filippus, vers 8, Filippus sê vir hom, Here, toon vir ons die Vader, dit is vir ons genoeg. En Jesus sê vir hulle, daai belangrike gedagte. Jesus sê vir hom, ek sal so lank by julle, en julle het my nie geken nie, Filippus. Hy wat my gesien het die Vader gesien. Hy wat my gesien het, sê Jesus, het die Vader gesien. En hoe vra julle vir my, toon my die Vader? As julle my gesien het, sê Jesus, het julle die Vader gesien. Kolossense sê, hy is die beeld van die onsigbare God. Hebreërs 1 vers 3 sê, hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese. Jesus is die vingerafdruk van God, hy is die skerpte van God, hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese. Die Here Jesus is dit. So hy sê dan eers hier, ek is die weg, ek is die deur. Die tweede gedagte, ek is die waarheid. Daar is geen leuen in hom nie. Hy is nie soos ons nie. Ons is klomp leenaars, ons mense. Maar daar is in hom net waarheid. Daar staan, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Ek is die waarheid. Jesus sê, ek is die waarheid, ek is die enigste waarheid. Baie, baie belangrike gedagte. Pilatus het hy voorgetuig en gesê, ek getuig die waarheid, daar is geen ander nie. En dan die volgende een, ek is die lewe. Hy is die een wat in Genesis gesê het, laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis, en God het geblaas. En daar die modder het lewendig geword. Daar die stof het lewendig geword. Hy is lewe. Daarom het hy gesê, ek kan my lewe neerlê en ek kan my lewe optel. Want hy is lewe in homself. Hoe kan ons sê, ons is in hom en ons lewe? En ons het 'n dooie godsdiens. Ons het 'n dooie lewe. Terwyl ons 'n lewende Jesus het, juis in hierdie tyd waar ons nou lewe, ons het nou sy opstanding herdenk. Hy lewe. En hy sê, ek is die lewe. As jy Jesus nie ken nie, as jy nog nooit Jesus ontmoet het nie, as jy nog nooit wederbaar is nie, dan gaan jy in hierdie tyd baie, baie swaar kry. En dit gaan al swaarder raak. Maar as jy by die Here Jesus kom stil staan het en hy gee vir jou die lewe, dan sal jy lewe, al het jy ook gesterwe. Om nooit meer te sterwe nie, maar altyd te lewe. Al het jy gesterwe, steeds te lewe. Hoe heerlik is dit. En dan sluit ons af, amper hier in Johannes 15. Hier in Johannes 15, vers 1 tot 6. Die Here Jesus sê, ek is die ware, ek is, ego, eimi. Ek is wat ek is die ware wynstok. My Vader is die landbouer, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg, maar elke loot wat vrug dra, maak hy skoon, sodat meer vrug dra. Julle sal al reeds rein hierdie woord wat ek gespreek het, bly in my, soos ek in julle, dan sal julle vra net wat julle wil, en hy sal dit vir julle gee. Ek is die wynstok, julle is die lote.
Wie in my bly, hy dra veel vrug. As ons in hom bly, want hy is die wynstok. En ons die loot, as daar die loot nie geconnect is met daar die wynstok nie, dan gaan hy dood. En hy word in die vuur gegooi. Maar as hy ingeënt is op die wynstok, dra hy veel vrug. Kinders van die Here, mag een hierdie tyd, wat dit swaar gaan, mag een hierdie tyd veel vrug dra. Wanneer ons niks het nie, steeds te gee. Wanneer ons reeds swaar kry, wanneer ander ons misledig, beledig, vir hulle te bid. Mag ons as kinders van die Here die vrug dra. Vers 6, as iemand in my nie bly nie, word uitgewerp en lood verdroog en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, dit verbrand. As julle in my bly, in my vertoef, in my ingeënt is, ek is dit wat vir julle kan lewe gee. Hy is die wynstok. Nie hy besit 'n wynstok nie, hy is die wynstok. Verder, Johannes 11. Johannes 11, vers 45. Die Here Jesus sê vir hulle, ek is die opstanding. Ek is die opstanding. Hy sê dit vir Martha. Martha, ek is die opstanding. Wie sterf, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Ek is die opstanding. Daar toe Lazarus gesterwe het. En Martha breek voor die Here Jesus en hy sê, moenie bekommer nie, Martha. Ek is die opstanding. Wie in my bly, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Sterf nooit meer nie. Die once, born once, die twice. Born twice, die once. Maar hy sê hier, ons sterf nooit meer nie, maar ons lewe tot in die ewigheid. Hy sê, ek is die opstanding, sê hy vir Martha hier in Johannes. En dan die laaste gedagte in Johannes 8. In Johannes 8, vers 58. Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. Voordat Abraham was, is ek. Ek is, ego, eimi, voor iets anders was ek gewees. En hulle begin deur vrae te vra vir die Here. In vers 32, vers 31, en Jesus sê vir die Jode, wat in hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak, vers 32, hy sê, julle sal vry word, deur my. En dan sê hulle vir die Here Jesus, as ek dalk nie die agtergrond kan beskryf, ag Here, ons is vry. Wat praat jy van ons is nie vry nie, ons is vry. Die Fariseërs sê hulle is vry, hulle kan doen net wat hulle wil. En die Here sê, nee, julle is slawe van die sonde, julle is nie vry nie, want julle ken my nie. As julle my geken het, sou julle die Vader geken het. En hy sê eintlik vir hulle dat hulle is dood. Hulle is dalk besny, maar hulle is nie besny in die hart nie. Hulle is dalk as 'n Jood gebore. Ons dalk in die kerk gebore. Maar steeds slawerny aan die sonde. Totdat die dag wanneer ons uit God uitgebore is. Dan sê die Here Jesus, dan is jy meer volk as wat Abraham was. Jy wat jou hart vir die Here gegee het, jy as jy gered word jy deel van hom. Hy sê, ek is meer as wat Abraham was. Ek wil vir u vandag vra dat u die Here Jesus sal soek, dat die Here in hierdie tyd vir u sal vrede gee. As die donker wolke saampak, en die donder weer slaan, en u lewe en het voel of u deur 'n dal van doodskade weer gaan.
Mag die persoon van die Here Jesus u opbou. Mag u kans sien vir die dag van môre, want Jesus leef. Ag, die begeerte van my hart is dat u na die kruis sal kyk en sien, daar is lewe by die kruis. Daar is lewe in die Here Jesus. In sy naam het hy dit vir ons beloof. My gedenknaam van geslag tot geslag. Ek is wat ek is. Hy is getrou. Hy is liefde. Na wie toe anders sal ons gaan? Petrus sê vir hom, Here, na wie toe sal ons gaan? U tog het die woord van die ewige lewe. As iemand anders die woord van die ewige lewe het, gaan na hulle toe. Maar ek waarborg u, die Here Jesus is die enigste een wat die lewe het om vir ons as kinders van die Here troos te gee. Mag hy vir u troos gee? Ons kom nie na die Here Jesus toe om vir troos en vir blydskap. Ons kom na die Here Jesus toe vir hom. En hy gee vrede. Hy gee blydskap. Maar ons kom na hom toe vir hom. Hy is die doel wat ons wil bereik. Mag u na hom toe gaan en mag hy vir u vrede gee. Kom ons bid saam. Here Jesus, u ken baie kinders van die Here wat mismoedig voel, wat bedruk voel, wat twyfel oor die omstandighede, wat onseker is oor die dag van môre. En ek vra u, Here, om vir hulle groot vertroosting te gee, groot genade kan gee, soos net u kan. Dra u kinders, want u het beloof, ek is met julle. U sê daar in Matteus 28, kyk, ek is met julle, tot aan die volëinding van die wêreld. Here, wees met ons en kry die eer daarvoor. Ons bid dit in Jesus naam. Die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, en die teere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, mag hy met elkeen wees en bly. Amen. Tot ziens.